Goeiemôre familie, Facebook, TikTok familie. Ek groet u almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike Sondagoggend. My getuienis sal altyd wees, hy het my wakker gemaak om sy wil te doen. En ek bid konstant vir die Heilige Gees. Help my om die wil van die Here te doen. Wys my en leer my die weë van God. En leer my om sy gebooie sorgvuldig te onderhou in Jesus naam. Dankie my familie. Ons is in 'n Paas naweek feesvieringe. Die atmosfeer en die klimaat is vir my, halleluja, so lekker. Ek preek elke dag, ek praat elke dag. Ek probeer myself binne in hierdie klimaat te hou, want dit is die tyd wat ek weet wat Jesus sy lewe neergelê het vir my en vir u. En daarom sal ek nie ophou om daarvan te getuig nie. En ek wil vanmôre met u praat oor Matteus hoofstuk 4. Die opskrif sê die versoeking van Jesus. Prys die naam van die Here. Kom ons lees. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gefas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Prys die naam van die Here. Wat 'n weerstand hoor ons vanmôre van? Wat 'n weerstand kon Jesus bied? Wat 'n weerstand, uitmuntende weerstand het hy gebied. Prys die naam van die Here. Toe Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Jesus, nadat hy gedoop is, uit die water uitklim, kom die Heilige Gees en die Heilige Gees lei hom die woestyn in. Maar luister net wat sê die woord van die Here in Romeine 8 vers 14. Hy sê, en almal wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. Die Heilige Gees, prys die naam van die Here. Hy sal jou lei in alle waarheid. Sal hy jou lei. So die Heilige Gees lei Jesus, omdat die Heilige Gees weet, hulle is deel van mekaar. So Jesus kan die duiwel weerstaan, halleluja, ten alle koste en ten alle tye. So die duiwel het ook geweet, dat hy het geen kans, maar hy het probeer, want hy is 'n versoeker. Hy sal nie ophou om u te versoek nie. En hy het gekom, halleluja, om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy nader aan honger geword. En dit is wat die vyand altyd op fokus. Jou behoefte. En hy kom die dinge wat die naaste aan jou is. Hy weet Jesus is nou honger, so ek kan hom nou gaan versoek. Halleluja. En hy kom en hy sê vir hom, en die versoeker het na hom gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Hy gaan na die mag toe. Hy gaan na die behoefte toe. Hy weet dat Jesus is honger. So hy kan hom nou mislei en verlei. Met hierdie gedagte maak hy die klippe brode. Maar Jesus weet, en so moet ons ook weet as ons deur die Gees gelei word, dat ons moenie God se woord, God se krag, God se wil en alles wat in God behoort goedkoop maak nie. Dit is nie aan ons gegee om daarmee toneel te speel nie.
Dit is nie aan ons gegee om mense te vermaak nie. Dit is aan ons gegee om die wil van die Here te doen. Prys die naam van die Here. Maar Jesus antwoordde en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Halleluja. Dis hoekom ons moet in alle tye probeer, dat ons, die woord van die Here moet ons voedsel wees. Dit moet ons breakfast, ons middagete, ons aandete word. Dit moet ons getroue metgesel wees. Die woorde wat uit God se mond uitgaan. Dit moet ons, halleluja, se krag wees. Dit moet ons voedingsbron wees en ons voedingsbron bly. Elke woord wat uit God se mond uitgaan, dit is waarvan ons sal lewe in Jesus naam. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir Jesus, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. So maklik om die duiwel, ek het dit al baie al gesien, dit het al met my ook gebeur. Kom sê, ja, as u apostel is, dan moet u mos die genesingskrag en die wonders en tekens van apostels het, en dan moet u dit miskien tentoonstel. En ek het eendag vir iemand gesê, maar jy kom en openbaar die gees van die duiwel. Moenie vir my sê, ek moet doen wat jy verwag ek moet doen nie. Die Here het vir my gesê, halleluja, almal wat gelowig geword het, hierdie tekens gaan hulle volg. Nee, ek gee aan jou hierdie tekens nie. Hierdie tekens is by my, en ek sal dit loslaat, en dit gaan jou volg, soos dit my behaag, in Jesus naam. En ek kom en sê vir Jesus, spring af van die dak. So maklik word ons om die bos gelei deur die duiwel. So maklik word ons gepootjie, dat ons later genesingsdienste hou, net om wil te wys ons het genesingskrag by die Here ontvang. Net om 'n show op te sit en toon te stel, mense vermaak met die kragte wat die Here aan ons toevertrou het. Daarom my broers en susters, die genesings, die kragte van die Here wat hy aan jou toevertrou het, hierdie tekens gaan julle volg. Dit is die laaste gedeelte van die opdrag. Die opdrag gaan, en die opdrag se beginsel is, maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle alles wat ek julle beveel het. En dan sal hierdie dinge julle volg, as julle gelowig geword het. Prys die naam van die Here. En dit is hoe die duiwel kom, en hy sê, die engele gaan bevel gegee word, jou voet nie teen 'n klip mag stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Amen. Jy ry met 'n kar waar jy weet die petrol net so min in die tank, dan wil jy nou Appington toe ry. Jy weet jy gaan dit nie maak. Maar jy sê nee, ek vertrou die Here. As jy honger is, dan moet jy eet. As jy moeg is, moet jy rus. As jy dors is, drink water. Moenie bid tot die Here om jou dors te les nie. Die Here het jou daar die verstand gegee. Daarom vra Jesus, hoekom is julle dan soos redelose diere? Het julle dan nie verstand nie? Gebruik jou verstand. Amen. En Jesus sê vir hom, jy moet die Here jou God nie versoek nie. Halleluja. Weer neem die duiwel hom vir Jesus na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. Alle koninkryke wat jy kan aandink, met al hulle se pragt en praal en hulle rykdom. Alles het hy hom gewys. Hierdie dinge behoort aan my. En sê vir hom, as hierdie dinge, al hierdie dinge, sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Dit is vir my die sleutelgedeelte van hierdie skrif. Dit laat my, want hier was in die begin op pad na Golgotha. Toe hy dit vir Jesus sê, het elke lewende mens se naam so voor Jesus verby geflits. Elke mens se naam het voor Jesus verby geflits, want dit is hoekom hy na hierdie aarde gekom het. Dit is hoekom hy gekruisig was, om ons vry te koop, los te maak. Halleluja, van 'n gewisse dood, ek wil dit weer vir u noem. Kom hy en hy kom koop ons vry, met sy kosbare bloed. En so het ons name voor hom verby gegaan. En dit was
Dit is my doel, dit is hoekom ek aarde toe gekom het, nie om iemand te kom aanbid nie, maar om hierdie mense, wat van onskatbare waarde is vir my God, my Vader, om hulle 'n prys te kom betaal, sodat hulle met hom, my Vader, kan versoen. Hier het die doel van Jesus eintlik afgeskop, om ons vry te koop. Hier het Golgotha, was Golgotha so voor hom. Ek moet aan 'n kruishout sterwe, terwille van hierdie name, wat voor my verbygaan. Terwille van elkeen van hulle, wat hierdie aarde gaan bewoon. Want hulle behoort aan my Vader. Dit behoort aan God, die skepper van hemel en aarde. Daarom antwoord Jesus hom. En Jesus sê vir hom, halleluja. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen. Hom alleen moet jy aanbid. En daarom was u naam daardie dag van die belangrike tekens wat voor Jesus voorbij geflits het, waarom hy aarde toe gekom het, terwille van jou, om jou kom vry te koop. Daarom, dierbares, mensekind, dit breek my hart as ek dink, hoe lang sal het nog vir ons vat om te besef, hoe belangrik ons is in die ekonomie van God, dat hy sy enige gebore seun gegee het, om ons te verlos, om ons te red, om ons die geleentheid te gee om te bekeer tot van ons verkeerde weë, om te versoen met hom, sy koninkryk te vind en sy geregtigheid, om dan koninkryksburgers te word. Halleluja. En ons nie te bekommer oor wat ons gaan eet, drink of aantrek. Al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar die vereiste is dat jy moet jou bekeer. Want Jesus het klaar die prys betaal. Nou is dit jou beurt om iets te doen. Hy het die prys betaal. Hy sê, Vader, Johannes 17:4, Vader, die werk wat u my gegee het ek gedoen en dit is volbring. Maar nou het hy werk aan ek en u gegee. Halleluja. Gaan nie en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Maak disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer alles wat ek julle beveel het. Dit is die werk wat ons gekry het. So Jesus se volbring is nie ons se volbring. Ek het dit volbring. My werk het ek gedoen. Nou het ek werk aan Willem gegee. Ek het werk aan die gelowiges gegee. En as ons werk klaar gedoen het, kan ons ook sê, die werk wat u aan my gegee het, het ek gedoen en dit is volbring. Daarom moenie hierdie tyd ligtelik opneem nie. Gebruik hierdie tyd om u waarde te ontdek. Te weet wie u is en wat u is. En vir God dien hom alleen. In Jesus naam. Dankie familie, dat u my toelaat om hierdie boodskap aan u te bring. En ek weet, dat die Here se wil in u lewe ook sal geskied. Laat ons volhard tot die einde. Dan sal ons mekaar ontmoet. Die Here seën u, geniet hierdie Sondag in Jesus naam. Amen.